Ons is juist besig om te praat oor die Heilige Gees. Dit is my so interessant, die liedjies, baie dankie Reine vir die liedjies wat hulle gesing het. Want ek wil praat met, ek glo dis die laaste Sondag wat bietjie gaan praat oor die Heilige Gees, wat geweldig belangrik is. Maar voor ek daarby uit gaan kom, daar's 'n ander vers wat ek net in Spreuke vir jou wil lees, op 2 plekke wat presies dieselfde woorde het, en dit sluit aan by dit wat die Heilige Gees, hoe belangrik die Heilige Gees is vir ons. Dis Spreuke 14 vers 12 en 16 vers 25 wat ek vir jou gaan lees. Die wat nie Bybelsbel het nie, kry vir jou Bybel. Nee, die wat nie Bybel is nie, luister. Ek gaan gou vir jou lees. Dit Spreuke 14:12, hoor wat staan daar. Hy sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ek gaan dit lees in Spreuke 16 vers 25. Hoor hoe klink hy? Hy sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ek weet nie hoeveel van die versies is presies dieselfde in 'n ander hoofstuk nie, wat vir my besonders is. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het, want in my eie vermoë, my eie denken, wat ek dink wat goed is, sê die Bybel, soms is daai ding die dood vir my. En dit beteken nie fisies dood nie, maar in dit wat ek beplan, dit bring dood. En daarom het ek en jy vandag geweldig belangrik die dooping met die Heilige Gees nodig. Reg, kom ons gaan, ek gaan teruggaan, ons gaan na 1 Korintiërs 12 toe, 1 Korintiërs 12, ek gaan net 1 versie daar lees, en dan 1 Korintiërs 14, 1 versie, en dan in 1 Johannes, ook weer 1 versie, want ek wil nou opsommend vanmôre eindig, maar ek wil eindig volgend wat beteken dit om gedoop te word met die Heilige Gees, of hoe ontvang ek dit? En u wat hier sit en sê, luister, maar ek is al gedoop, baie dankie, ek is baie bly, jy is ook al gedoop deur die Heilige Gees. Maar die Here is besig met ons te praat daaroor, laat ons ernstig maak daaroor. En dis wat hy sê in hoofstuk 12, 1 Korintiërs 12 vers 1, hy sê, wat die geestelike gawes betref, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. En toe die Here begin praat het met my, sê ek, Here, ek is onkundig. Here, ek is onkundig oor die gawes van die Heilige Gees. En ek dink, ek sê die enigste een in hierdie gebou wat onkundig is daaroor nie. Van ons ken nie is die gawes, al die gawes van die Heilige Gees, maar dit gaan nie oor die ken nie. Die gawes gaan nie oor kennis nie, maar dat ons vaardig sal wees met die gawes. Dan 1 Korintiërs 14 vers 1. 1 Korintiërs 14 vers 1 lees as volg. Hy sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op geestelike gawes. En dan praat hy oor profesie en tale in hierdie hoofstuk. Maar wat die Heilige Gees met my praat, is, Chris, beywer jy jou, dat die gawes van die Heilige Gees deur jou lewe sal vloei. Ek is gedoop ek het my hart vir die Here gegee in 1979. In 1984 is ek gedoop in water. In 1987 is ek gedoop met die Heilige Gees. Met ander woorde, ek kan vir u sê, ek het 'n belewenis gehad dat ek gedoop is met die Heilige Gees. Maar dit is nie goed genoeg nie. Dit is nie goed genoeg om te sê, ek is weergebore, ek is gedoop in water, ek is gedoop in die Heilige Gees nie. Kom ons bly gou na Romeine 8 toe. Want dis waaroor dit gaan. Die dooping van die Heilige Gees is nie net 'n teoretiese of 'n praktiese ervaring. Iets moet gebeur met dit. En dit het gekom in Romeine 8 vers
14. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hy praat van meer as net gedoop. Hulle wat gelei word deur die kinders van God, deur die Gees van God, hulle is, in die Afrikaans sê die met 'n streepie op, die is kinders, volwasse kinders van God. Met ander woorde, en dis waaroor die Here my praat en God met u praat in hierdie afgelope tyd. Dat ons gelei sal word deur die Heilige Gees. En die rede daarvoor, 1 Johannes, kom ons gaan na 1 Johannes 3 toe. 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 6. In Johannes 2 vers 6 lees ons volg. Hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Met ander woorde, God het vir ons die Heilige Gees gegee, en as ons gelei word deur die Heilige Gees, gaan ons wandel soos wat hy gewandel het. En dis die doel van my Christenskap. Dis die doel van my redding. Dis die doel van dooping met die Heilige Gees. Dat ek en jy se wandel soos wat hy gewandel het. En as ek na my eie lewe kyk, dan lyk dit nie so nie. En dis hoekom God met ons praat, sê luister nie, jy as gelowige, word jy gelei deur die Heilige Gees. Die enigste manier ons dit gaan doen, as ons nie onkundig is oor die gawes nie, en dat ons 'n passievolle begeerte sal hê, om die Heilige Gees, om deur die gawes van die Heilige Gees te funksioneer, of om te funksioneer met die gawes. Amen. En dis God se hart. Wat is die doel? Hoekom het ek en jy dit nodig? Jy kan vir my sê, maar ek is 'n Christen. Welkom. Jy gaan hemel toe, maar dis nie waarvoor jy gered is nie. Ons het die gawes van die Heilige Gees nodig om die koninkryk van God in Louis-Trichardt te bou, in Nederland te bou. Daar's geen manier wat ek soos Jesus kan wees as ek nie deur die gawes van die Heilige Gees funksioneer nie. Ons maar eina sê. Daar's geen manier wat ek en jy sê, I'm Christ-like. Ek's 'n disipel van Jesus Christus. As ons nie gelei word deur die Heilige Gees nie, en deur die gawes van die Heilige Gees funksioneer nie. Dan gaan ons net kerk toe vir die gewoonte. En die God daag ons uit. Luister my boetie en sussie, God daag vir my en vir jou uit om te sê, Here, ek het 'n passie dat die gawes van die Heilige Gees deur my sal funksioneer. Waaroor gaan dit? Omdat gawes is 'n geskenk, en ek het vir julle gesê, dis nie 'n visstok wat die Here vir ons gegee het nie. Ek het gehoop dis 'n visstok, maar dis nie 'n visstok nie. Dis nie vir plesier nie. Die gawe wat hy vir ons gegee het, is om sy koninkryk kragtig te vestig. Om die koninkryk van die duiwel te verbreek deur die gawes wat deur my vloei. Is 'n kragtige wapen, 9 kragtige wapens wat God my en jou toerus, nie vir van nie vir hoendervleis nie om te spog daarmee nie, maar om die werke van die bose te verbreek. Amen. Dis die doel van hierdie geskenk. Met ander woorde, sonder dit, luister mooi, sonder die funksionering van die gawes in my en jou lewe, kan ons nie meer as oorwinnaars wees in Christus Jesus nie. Impossible. Onmoontlik. As die gawes van die Heilige Gees nie deur ons vloei nie,
kan ons die werke van die vyand nie verbreek nie. Eerstens in die liggaam. Hier. Tweedens daar buite. En daarom daag die Here my uit. Daag die Here jou uit vanmôre opnuut om te sê, Chris, jy's gered, pragtig. Jy's gedoop in die Heilige Gees, pragtig. Maar jy moet gelei word deur die Heilige Gees. Ek wil jou bekragtig, ek wil jou bonatuurlike krag gee, sodat jy wenner kan wees oor die werke van die vyand. Kom ons gaan na Handelinge 1, Handelinge 1, ja. Ek het laasweek, die vorige keer, kom ons blaai eers na, kom ons gaan na Johannes 14 toe, ekskuus, dan gaan ons na Handelinge toe gaan. Kom ons gaan eers na Johannes 14 toe. Ek het vir laasweek gesê, daar's 3 dimensies wat die Heilige Gees by ons, in ons werk, of by ons betrokke is. Handelinge, Johannes 14 vers, ons lees 16 en 17, maar dit gaan oor vers 17. Jesus praat oor die Heilige Gees. Hy sê, Johannes 14:16 lees ons volg, hy sê, en ek sal die Vader bid, dat hy julle ander trooster sal gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ek gaan nie dit weer sê nie, ewigheid is omdat in die Ou Testament, hy nie altyd daar was nie, maar hy sê, hy gaan nou vir altyd by ons wees. Vers 17 is belangrik, hy sê, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, en nou omdat hy praat met die disippels, omdat hy by julle sal bly, die eerste punt, en in julle sal wees, die tweede een. Toe het ek vir julle gesê, hy is by elke mens. Hy is by elke mens, hy is nie in elke mens, maar hy is by elke mens, en die doel van hoekom hy by elke mens is, om met jou te praat, jy het redding nodig. Hy praat met elke mens, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy ateïs is, of 'n moslim, of 'n boeddhis is nie, of 'n verlore sondaar is nie. Die Heilige Gees is by jou, en hy wil jou oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Johannes 16. Hy wil mense tot bekering bring, dis hoekom hy by mense is. En dan sê hy vir die disippels, maar hy gaan in julle ook wees. Ons gaan na hoofstuk 21 toe. Hoofstuk 21, want hy sê vir die disippels, hy is by julle. Hoofstuk 21, 20. Johannes 20 vers, ons lees vers 21 en 22. Johannes 20, 21 en 20 lees ons volg. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Dis hoekom ons moet wandel soos wat hy gewandel het. Vers 22. En nadat hy gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dis die 12 disippels. En hier het hulle die inwoning van die Heilige Gees gekry. Hy was nie meer net by hulle nie, maar nou was hy in hulle. En hier die Grieks hierso, was nie hy die 12 dae gehad en sê, oor hulle geblaas nie. Hy het na elkeen toe gegaan en gesê, ontvang die Heilige Gees. En dit herinner jou aan die skepping. Toe God vir Adam geformeer het, het hy die lewe in hom ingeblaas. Dis wat hier gebeur. Met ander woorde, nou woon die Heilige Gees in hulle. Wat het gebeur? Hier is die disippels die eerste Nuwe Testamentiese bekering ervaar. Die disippels was die eerste, want hulle het geglo hy het opgestaan, hulle het gesien hy het opgestaan, en hulle het geglo hy is die Seun van God. Reg, dis die tweede dimensie. Die laaste een, ons gaan nou na Handelinge toe. Handelinge 1. Handelinge 1, onthou, opstanding, toe het Jesus vir 40 dae op die aarde geloop. Die 40ste dag is nou Handelinge 1.
Kom ons lees vers, en dit staan dan vers 3, ek gaan dit nie lees nie, 40 dae. Vers 4, kom ons lees dit. Hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee. Met ander woorde, dit was 'n opdrag. Opdrag gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat hy gesê het, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Vers 5, en Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Kom ons sal net terug na vers 4, hy sê, en toe hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Ek het nou my studies en navorsing, baie interessant. Die woorde beteken iets. Vir my, vir jou is dit die belofte. Maar nie vir die Jode nie. Onthou, hulle het die Ou Testament geken en daar was baie beloftes in die Ou Testament wat God gehad, wat nog nie, ek wil nie sê gemanifesteer het, nog in vervulling gekom het nie. Maar toe Jesus praat oor die belofte, het die Jode presies geweet waaroor dit gegaan het. Toe Jesus gepraat, luister, maar julle gaan 'n ander trooster kry, was die belofte, het gegaan oor die doping met die Heilige Gees. Ons gaan na Joël toe. Dit was vir my so goed toe ek dit navors en lees. Joël, dis in jou Bybel ook, een van die klein profete. Ek kry ook nie vir Joël nie. Waar is Joël volgend? Hy is nou Hosea. Waar is Hosea? Hier kom hy nou. Na Esegiel, Daniel, Hosea, Joël. En dan Amos. Ja, Joël. En na Joël is Amos. Reg, Joël 2 vers 28. Dis die belofte gewees. Hulle het geweet hoe Jesus sê vir hulle, wat vir die belofte van die Vader, het hulle geweet waaroor het gaan, het dit oor hierdie profetiese woord gegaan wat in Joël staan. Joël 2 vers 28. Joël 2. Jy het die verkeerde Bybel, as jammer. Ja, hy is dalk in die volgende een. Het jy nie 28 nie? Waartoe gaan Joël in jou Bybel? Hy gaan tot 32. Dis interessant. Ons sal met die Nederlandse vertalers moet praat. Reg, hier is die belofte. Hy sê in Joël 2 vers 28, hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle jongeling sal gesigte sien, en nu ook op julle diensknegte en op julle diensmagte sal ek in die dae my gees uitgiet. Dis die belofte. Toe Jesus praat oor die belofte van die Vader, oor die Heilige Gees, het die Jode presies geweet waaroor dit gaan. En daarom moes hulle wag vir die belofte. Maar wat interessant is, wat my ook nogal opgeval het, toe Jesus vir hulle gesê het, luister, gaan wag, kom ons lees dit, kom ons dan terug na Handelinge 2 toe. Handelinge 2 vers, en dit was vir my interessant hoe ek dit navors. Handelinge 2, ja, Handelinge, kom ons gaan eers na 1 vers 8 toe, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot op die uiterste van die aarde. Wat interessant was, Jesus sê vir hulle, luister, wag vir die belofte. En die uitstaande kenmerk, en dit weet ons, van die doping van die Heilige Gees is krag. Dynamietkrag, dynamiskrag. Dit gaan ontploffing veroorsaak. Maar luister wat iemand gesê het, nooit het hulle gedink
dat hulle in tale gaan praat nie. Dit was glad nie in hulle verwysingsraamwerk nie. Dis nie wat hulle verwag het dat wanneer hulle gedoop word met die Heilige Gees dat hulle in tale gaan praat nie. Maar hulle was gereed om te ontvang dit wat die Heilige Gees gee. Hoekom ek dit sê, wat vir my interessant is, baie keer het ons 'n hindernis oor tale, nes die disippels. Want dit was nie hulle verwagting nie. Hulle verwagting, wat God gesê het, is krag. En toe hulle dit ontvang, was tale een van die tekens wat gevloei deur hulle lewens. Reg, kom ons gaan na, ek het vir u gesê, dis die twee, met ander woorde, hy is by ons, hy is in ons, maar dan word ons gedoop met die Heilige Gees. Ek wil net sê, in vers 4, in vers 5 praat ons word gedoop met die Heilige Gees. Dis nie reg nie. In die Grieks moet daai woord in wees. Hoekom dit in is, want wanneer ons gedoop word in water, raai wat, gaan ons in die water in. Dis doop. Jy kry nie 'n paar korreltjies nie, jy gaan in die water in. Dis wat doop beteken. Baptizo beteken, waar hy die woord gekry het, in daai dae, het hulle wit lint gevat, materiaal, en dan het hulle hom in die kleersel ingesit, amper sê ek daai, in die kleersel ingesit, en wanneer hy uitkom, was hy nie meer wit nie. Hy was blou, oranje, wat ook al. En daai woord is die woord doop. Met ander, doop beteken om in te sit, om te submerge. Met ander woord, as ons gedoop word in die Heilige Gees, is dit ons word onderdompel deur die Heilige Gees. Ek gaan vir julle 2 voorbeelde gee. As ek water drink, dan is die water in my. Maar is iets anders as ek in 'n swembad inspring. Dan gaan ek in die water in. 'n Ander voorbeeld is, jy kan water drink, of jy kan in 'n water inval, en die water val oorweldig jou. Dis wat dit beteken om gedoop te word, nie met die Heilige Gees nie, eintlik in die Heilige Gees. Ja, hy is nie nou meer in jou nie, maar ons is nou in hom. Reg. Dan, daar's 3 vrae wat ek vir u wil vra, oor die doping van die Heilige Gees. Vir wie is die doping? Dis vir gelowiges. Hy sê in Johannes 14, dis nie vir die mense van die wêreld nie. Doping met die Heilige Gees is vir gelowiges. Johannes 14 vers 17. Wat is die doel van die doping met die Heilige Gees? Ek wil hê jy mooi luister. Die doel van die doping met die Heilige Gees is om bonatuurlike krag te ontvang. Die doel daarvan is krag. Dynamis krag. Nommer 1, bonatuurlike krag te ontvang. Nommer 2, dit nie net te ontvang nie, maar om die koninkryk van God te vestig deur ons lewens. Die doel daarvan is om krag te ontvang, bonatuurlike krag, sodat ons die koninkryk van God kan vestig. Dis die rede. Reg, die derde vraag wat ek vanmôre vra is, wat moet ek en jy doen om gedoop te word met die Heilige Gees? En dis belangrik, dis waaroor ek eintlik wil praat vanoggend. Wat moet ek en jy doen om die doping van die Heilige Gees te ontvang? En ek weet van u is soos ek, jy dit ontvang 87. Maar ek wil opnuut met u praat, want God wil met ons praat. Wat moet ek doen? Jy moet gelowig wees, jy moet weergebore wees. Eerste punt. Nommer 2, jy moet die Vader vra. Kom ons blaai na Lukas 11 toe. Lukas 11. Hier is baie belangrik. Jy moet gelowig wees. Nommer 2 is, jy moet vra. Lukas 11. Kom ons lees vanaf vers 11 af.
net dat u kan sien. Kom ons gaan na 10 toe. Lukas 11 vers 10 lees as volg. Hy sê, want elkeen wat bid, nie sommige van ons nie, elkeen wat bid ontvang hy, wat soek, sal vind. Vir hom wat klop sal oopgemaak word. En nou gee 'n voorbeeld daarvan. Hy sê in vers 11, vir watter vader onder julle sal sy seun 'n brood vra en hy sal vir hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal in plaas van 'n vis vir hom 'n slang gee? Of ook 'n eier vra en hom 'n skorpioen gee? En nou vers 16 is geweldig belangrik. 13 is belangrik. Hy sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek en jy moet vra. Hy sê, as jy as aardse vader en wat sleg is, weet om goeie dinge vir jou kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader jou gee wat jy vra. Maar ek en jy die verantwoordelikheid nommer 2 om die Vader te vra. Dan die derde punt is, jy moet dors wees. Johannes 7, kom ons na Johannes 7 toe. Johannes 7. Ek is amper klaar. Johannes 7, vers 37. Ek gaan maar kos lees die hele gedeelte tot 39. Reg, die eerste punt is, jy moet gelowig wees, jy moet weergebore wees. Jy moet 'n disipel wees. Nommer 2, jy moet die Vader vra. Punt nommer 3, jy moet dors wees. Kom ons lees vers 37, Johannes 7, 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan, uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar Jesus sê duidelik, as jy dors het, die voorwaarde, as ek en jy gedoop wil word met Heilige Gees, dan daar dors wees by jou. Dan moet 'n brandende begeerte in my en jou wees, om te sê, Heilige Gees, kom vul my. En dan die vierde punt is, jy moet drink. Jy moet drink. Kom ons gaan na Efesiërs 5 toe. Efesiërs 5. Met ander woorde, vierde punt is, ons moet drink. En hierdie skrif sal van u sal weet wat ek nou lees, of sal belewenis hê van dit wat ek nou gaan lees. Efesiërs 5 vers 18 en 19. Dis in jou BC dae gaan jy dit dalk ken. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Met ander woorde, hier bring hy ooreenkoms. Kom ons gaan net aan. Hy sê, maar word met die Gees vervul. Kom ons lees vers 19. Spreek onder mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere. Hier praat van om in die Gees te sing. In die Gees te sing. Sing en psalms sing met julle harte tot eer van die Here. Maar hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daar is losbandigheid. Ek het in my jong dae, het ek somtyds in 'n kroeg gegaan. Omdat my vriende gegaan het en hulle 'n paar gooie gegooi. Maar raai wat, alhoewel ek in die kroeg was en drank beskikbaar was, het ek nooit dronk geword nie. Ek moes, as ek wou, moes ek gesê het, gooi hom. En ek moes hom gevat het en hom gedrink het. En as ek dit gedoen het, dan het hy my geklap.
baie vinnig geklap seker ook. Maar as ek nie gedrink het nie, was dit nooit by my nie. Het ek nie dronk gehad, het dit nooit, luister mooi, nooit 'n effek op my gehad nie. Alhoewel ek in die kroeg was, in die teenwoordigheid van drank, het ek nie dronk geword nie. Hoekom? Want ek nie gedrink nie. En daarom moet ek en jy drink. En sê, Here, kom vul my. En jy moet drink, sê, en die beste manier wat mens doen, mens asem in. Dis baie prakties. Dis hoekom Jesus sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word gevul met die Heilige Gees. Dis 'n praktiese ding. Jy moet dors wees en dan moet jy drink. En dan die laaste punt wat ek wil sê daar, in meeste van die gevalle in die Bybel, wanneer mense gedrink het, was daar tale wat gevloei het. Een van die uitstaande tekens, nie die enigste, een van die uitstaande tekens van die doop in die Heilige Gees is tale wat vloei deur jou mond. Dit het nie my gebeur nie. Ek gaan my eie voorbeeld, kom ek gebruik my vrou se voorbeeld. My vrou het haar laat doop in water en onmiddellik toe sy uit die water uitkom, is sy gedoop met die Heilige Gees. Sy het onmiddellik in tale begin vloei. Dit het nie my gebeur nie, maar die rede daarvoor hier was 'n blokkasie. Want ek het gedink, luister nie, as die Here my wil doop met die gawe van taal wil gee, gaan die Heilige Gees. Ek gaan staan soos 'n soutpilaar en die Heilige Gees gaan ewe skielik net my mond oopmaak en dit gaan vloei. En dit werk nie so nie. Kom ons blaai terug na Handelinge toe. Handelinge 2. Ek het seker eers praat. Maar ek weet dis nie God se hart nie, want een van die kragtige wapens is tale. En ek het al oor tale gepraat, maar kom ons gaan na Handelinge 2 vers 4. Onthou, dis die dag van Pinkster. Vers 1 sê hulle is eendragtig by mekaar gewees en die ewe skielik die rukwind ensovoorts. Nou gaan ons na vers 4. Luister mooi wat staan. Hy sê en hulle is almal gevul met die Heilige Gees en het in tale en het begin spreek in tale soos die Gees aan hulle gegee het om dit uit te spreek. Wat belangrik is, hulle het gepraat. Hulle het hulle mond oopgemaak en die Heilige Gees het die taal gegee. Hulle het in 'n taal begin spreek. Met ander woorde, hulle is aktief betrokke gewees in die tale. Dis nie iets wat God jou gaan forceer om te hou. God forceer niemand nie, nooit nie. Dis 'n keuse wat ons moet maak, sê Heilige Gees kom vul my en ons ontvang dit. En een van die tekens is tale. En nou gaan jy vir my sê, en die duiwel gaan jy wil ook sê, maar dit is baie vreemd en weird. Ja, dit is weird en vreemd. As ek vir jou gaan sê, Unjani, Ufukili, dis vreemd. Wie van julle weet wat ek nou gesê het? Julle het nie 'n klou wat ek gesê het. Dis vreemd. Hoekom? Want jy ken dit nie. Maar ek weet presies wat ek gesê het. Ek het jou nie gevloek nie. Ek het vir jou gevra, hoe gaan dit met jou? Maar dis vreemd op die oor, omdat ek nie verstaan of julle nie verstaan wat ek sê nie. So is enige taal. En dan sê die Bybel, wanneer ons in 'n taal bid, is dit onverstaanbaar. Mense verstaan dit nie. En daarom wil ek jou bemoedig, luister mooi. Ek is besig om hierdie oefening te oefen. Ek praat in tale soos wat ek nog nooit in my lewe gepraat het nie. Klink dit maklik? Is dit maklik? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar ek beoefen my in hierdie gawe.
En ek wil jou uitnooi, dis een van die kragtige wapens van die 9, kragtige wapens wat ek en jy moet gebruik. Luister wat ek sê. Ek was onkundig oor hierdie goed. En ek wil nie hê ons moet onkundig wees nie. God wil hê ons moet kragtig wees in al hierdie gawes. En ek wil jou uitnooi. Hy sê in hierdie hoofstuk, hy sê tale, in Efesiërs 5, hy sê geestelike liedere, en dit was my sleutel. Ek gee vir jou my sleutel. My vrou het in tale gebid onmiddellik toe sy die water uitkom. Tale praat. Ek het begin deur geestelike liedere te speel. Op daai tyd was dit kaset. In die donker, net ek alleen. En ek het begin saam sing in Engels of Afrikaans, en daarna toe begin ek in tale sing. En dit was vir my makliker, dit was my sleutel. En ek wil elkeen van julle aanmoedig. Kom ons beoefen dit, kom ons oefen dit. Die eerste keer toe jy op 'n fiets geklim het, raai wat, het jy nie gery nie. Die eerste keer toe jy 'n golfstok gevat het, het jy nie om in die gaatjie ingeslaat nie. Maar raai wat, Reinig, jy het aangehou. Jy het aangehou. Fietsry het aangehou. Hoekom? Jy het 'n brandende begeerte gehad om fiets te ry. Kom ons sê, 'n brandende begeerte. Here, die gawes van die Heilige Gees, al 9 gevalle, gaan funksioneer deur my lewe. En ons doen dit in geloof. Onthou, God die Vader sê, wat jy vra, dit sal vir jou gee. Niks anders nie. Amen. Reg. En u wat gedoop is, ek het vir u gesê, ek is 1987 gedoop met die Heilige Gees. Maar raai wat, ek het onkundig geraak oor die goed. Ek het nie my beywer vir die gawes om te funksioneer in my lewe nie. Ek moet sê, Heilige Gees, dis wat ek doen. Heilige Gees, bekeer my van my verkeerde weë. Wat beteken die woord bekeer? Om jou denke te vernuwe eerstens. Here, ek bekeer my van hierdie geen begeerte in my om te funksioneer die gawes nie. En ek wil vra Heilige Gees, laat U my opnuut sal vul en my sal lei, sodat U gawes deur my sal funksioneer. Die rede daarvoor is, om sy koninkryk te bou. Hoe? Deur die werke van die duiwel te verbreek. Vir die doel het Jesus aarde toegekom. 1 Johannes 3 vers 8. Vir die doel het Jesus aarde toegekom, om die werke van die bose, van die duiwel te verbreek. Amen. En hy wil ons toerus daarmee. Kom ons staan. Ek wil afsluit. Ek weet nie waar is jy nie. Ek weet nie of jy al gedoop is met die Heilige Gees nie. Ek weet nie of jy al, as jy wel gedoop is, of jy dors is nie. Ek weet waar ek is. En ek het vir u gesê vanmôre, ek moes bely en sê, Here, ek is onkundig oor hierdie goed. En ek het nie 'n brandende begeerte gehad nie. Maar ek bekeer my. En daar waar u staan, ek wil vir u vra, praat u met die Here. Praat u met die Vader. Sê, Here, ek wil terugkeer na u toe. Ek wil hê dat u deur u Gees, u gawes deur my sal funksioneer. Ek het dors om deur die Heilige Gees gevul te word. En ek wil drink. Kom vul my, o Heilige Gees. Kom vul my, o Heilige Gees. Ek wil vir u vra, daar waar u staan, praat u met die Vader. Moenie bang wees nie. Jabu, will you just put for us music, just a song on, please, softly. En ek wil hê, daar waar u staan, praat. As u in tale wil bid, u is welkom om in taal te bid. En vertrou die Here vir deurbrake in taal. As u nog nooit gepraat het in 'n taal nie. Vertrou die Here, laat vanmôre die deure sal oopgaan, laat u in 'n taal sal bid. U weet waar is u. U weet wat's in die hart. Dankie, o Heilige Gees. Kom
Kom, dankie o Heilige Gees. Kom spandeer bietjie tyd.